Baie welkom ook aan die aanlyn kykers by die geleentheid vanoggend. Die Here is hier saam met ons in ons midde teenwoordig en ons nooi u ook om saam met ons vanoggend te deel in hierdie laaste Pinksterdiens. En ons was die week besig met Jesegiel 37 en ons gaan dan vandag ook hierdie reeks afsluit met vers 11 tot 14 en uiteindelik vir mekaar sê God maak ook vir hom hier 'n gemeenskap by mekaar. Die Gees vorm 'n nuwe gemeenskap. So kom ons word stil voor die Here en dan bid ons saam. Here, ons het hierdie hele week gebid en gevra, blaas weer oor ons. Gee ons lewe, gee ons asem. En as ons vanoggend hier is, dan vra ons, bring ons terug na U toe. Bring ons weer terug na mekaar toe, terug na hoop, terug na liefde, terug ook na die gemeenskap van die heiliges, se geloofsgemeenskap, waar ons ook vanoggend saam deur die nagmaal ook tafelgemeenskap mag vier met die lewende Christus en met mekaar. Maak ons dan ook vanoggend oop en bewus van U teenwoordigheid. U teenwoordigheid hier, maar ook die teenwoordigheid van Christus in elkeen van ons. En dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Nou kom ons lees Jesegiel 37 en dan gaan ek vanoggend so 'n stukkie uit Johannes net bylees, sodat ons vir mekaar sê, hoe gaan die pad dan nou vorentoe. So Jesegiel 37 vers 11, kom ons weer agter, is weer God wat praat, Jesegiel wat handel. Jesegiel sê, die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene, stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie. Dis klaar met ons. Tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. En dan weer soortgelyk aan gister se woorde, ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Dan uit Johannes 20 vers 19 tot 22, daardie Sondag aand was die disippels by mekaar, en alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede, sê hy vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Ons lees tot sover. Vriende, ons het nou die heel week, en dis die 4de dag wat ons Jesegiel 37 lees, en vir mekaar uiteindelik sê, maar hier is telkens 'n verrassende manier waarop God met ons praat, waarop God met ons in gesprek tree, en uiteindelik ook sê, maar hoor wat ek sê. So hier is 'n groot verrassing wat 'n mens uiteindelik vir jouself moet sê, en ons het dit gister nou al gehoor, is dat die feit dat die bene wat lewe kry, en nou weet ons daai bene, het ons mos nou gehoor het, vel en senings en vleis oorgekry, maar gister het ons gesê, as die Gees dan nou asem in hulle inblaas, dan kry hulle lewe.
Maar die realiteit van lewe is dat jy kan partykeer asemhaal in en uit sonder dat daar regtig iets gebeur. Kom ons gister die oefening gedoen het oor asemhaling, omdat ons dit van nature doen en baie keer net asemhaal, net bestaan. Terwyl wanneer ons asem het, word daar ook van ons verwag dat ons iets sal doen. En ons het gister gehoor, hierdie bene het opgestaan. Hulle het saam opgestaan. Nie los individue nie afgesonderde mense nie, maar het ons gehoor 'n baie groot menigte. En uiteindelik is dit wat die Here doen in 'n tyd soos hierdie, in terme van Pinkster. Meeste van julle wat 'n geheue het oor die Pinksterbeweging en die Pinksterdienste en die Pinksterbidure, weet dat dit was groot geleenthede, dat hoeveel mense bymekaar gekom, as so week klaar was, hoe sal ek sê, in die ou dae het ons hemelvaart gehou soos verlede donderdag, en dan het ons sommer donderdag aand met die eerste Pinksterbidtuur begin, ons het regdeur gepreek. Donderdag aand, Vrydag aand, Saterdag aand, Sondag aand, regdeur, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondagoggend gepreek, en as jy nog in 'n aktiewe geloofsgemeenskap ring was, dan was daar nog die Sondagmiddag by een van die ringsgemeentes 'n Pinkster saamtrek, waar al die gemeentes dan nou bymekaar gekom het en dan op 'n feestelike wyse Pinkster afgesluit het. So baie belangrik, en dit help Esegiel ons om te verstaan, is dat Pinkster bring mense weer bymekaar. En dis belangrik. Want die Gees werk nooit net privaat nie. Nie net geïsoleerd nie net individualisties. Die Gees kom en herstel verhoudings, vorm gemeenskappe, bring mense bymekaar en maak weer van vreemdelinge familie. Ek het gister hom ook aangehaal en ek gaan dit vandag weer doen. Nou gelukkig maak die Engels dit makliker. Maar Henry Nouwen skryf en hy sê, communion creates community. Nou, communion word verstaan as nagmaal. Nou is dit bietjie moeilik om te sê, die nagmaal skep uiteindelik gemeenskap. So kom die Engels is net lekkerder. Communion creates community. Hoekom? Because the God living in us makes us recognize the God in our fellow humans. En dis ongelooflik mooi, want vandag, glo dit of nie, moet jy die nagmaal op so 'n manier beleef, dat jy God weer in jou mede nagmaalgebruiker sien. Dis hoekom ek altyd sê, dis goed om nagmaal te gebruik, maar uiteindelik moet ons vir mekaar sê, dis 'n stuk getuienis. So die nagmaal skep gemeenskap. Ons formulier sê, met die lewende Christus en met mekaar, en dan gebruik hy daai bekende woord, wat sê dat, alhoewel ons die een brood is ons baie dele, en ek sê, gelukkig, daai tyd het hulle die soliede brood gehad. Ek en jy verstaan dit vandag, wat in die bevoorregte posisie is, wat gesnyde brood koop. Dit is eintlik 'n mooi simbool hiervan. So om te sê, ja, dis een brood, maar as jy daarin gaan tel, nou ek het baie lanklaas 'n brood se stukkies getel. Stadium weet ek toe ons nog jaffles gemaak het en daai tipe goed, kon jy daarom 26 snytjies brood kry, so jy daarom so
13 jaffels uit 'n brood uitgekry. Nou later jy gesukkel om 10 uit 'n brood uit te kry. Maar in elk geval, ons gaan nou nie oor daai ding nie. Maar die belangrike is net om te sê, dis 'n gesnyde brood, maar dis een brood en hy's in 'n pakkie. En dis iets van wat Jesus doen wanneer ons by die nagmaal is. Ons is die eenheid, ons is die een liggaam by mekaar, die een brood, maar verskillende dele. So belangrik is om te sê, in hierdie dele, in hierdie gesnyde broodjies, wat ons net nou gaan kry, wat Charles vir ons voorberei, so om uiteindelik te sê, daarin sien ons mekaar, sien ons God in mekaar. En ek dink dis dalk een van die grootste wonders van Pinkster. Dis nie net die feit dat mense weer asemhaal nie, maar dat mense mekaar weer begin raak sien. En ons kyk met ander oë. Ons sien mekaar nie meer as vyande nie. Ons sien mekaar nie meer as probleme nie. Ons hang nie meer etikette en labels om mekaar se nekke nie. Ons sien mekaar ook nie meer net as iemand wat vir my bepaalde waarde inhou nie. Want dit is ons baie keer so. Ek is goeie vriende met die ou wat die kar het, want as hy winkel toe gaan en ek is nice met hom, kan ek saamry. Maar 'n ander keer as jy dalk by die etenstafel is en hy is bietjie laat, dan eet jy rustig voort, in plaas daarvan om dalk 'n bord kos op te skep, sodat hy of sy kan eet. So ons hou op om mekaar te sien as blote funksies, bepaalde waarde wat iemand vir ons inhou. En ons sien mekaar vanoggend aan die tafel as geliefdes van God. En ons wêreld het dit nodig. Want ons is in 'n lewende wêreld wat maklik verdeel. Dis baie maklik. Dis die rede hoekom ons soveel kerke het. Is die rede hoekom dit amper belaglik is in Suid-Afrika as jy na 'n stembrief kyk, want daar's amper meer partye op as mense. So ons verdeel maklik. Die ander kant, ons oordeel maklik. Ons is vreeslik opinionated. Ons is so gemaklik. En ons roem self daarop, dat ek kan maar sê wat ek wil. Aanvaar my, dis hoe ek is. Nou het ons gister vir mekaar gesê, hoe lyk daai wonde? Daai tongue lashings, wat allerlei kleure blou kolle veroorsaak. So daarom moet ons vir mekaar sê, ons leef ook in 'n wêreld waar ons so maklik mekaar se menswaardigheid ontken. Dat ons mense sonder respek behandel. Interessant, kom ons praat nou maar terwyl ons by die nagmaal is oor die fyngevoeligheid hieroor. Ons verwag dat mense ons met respek moet behandel. Julle sal onthou, mense het al baie keer gesê, en ons hoor dit nou nog, weet jy met wie jy praat? Dan wil ek sê, ag sies tog. Weet jy met wie jy praat? Kan ek nou retaliate as ek wil? Maar die belangrik is om vir mekaar te sê, as jy met respek behandel wil word, behandel ander mense ook met respek. En ek moet dit nou vandag hier sê, en ek sal ongehoorsaam wees as ek dit nie sê nie, is dat in 'n plek soos hierdie, verwag mense dat hulle met respek behandel moet word.
Maar dis nie noodwendig dat ons respekvol teenoor mekaar optree nie. Ek is vreeslik vinnig op my perdjie, omdat iemand my dan nou sleg behandel het. Maar as ek 3 minute later iemand anders sleg behandel, dan is dit oké. So, ek dink dat ons met daai punt kom dat ons mekaar sê, dit wat jy van ander verwag dit maar van jouself. So respek. Respek vir menswaardigheid. Uiteindelik ook respek vir mekaar se grense. En weet julle, ons leef langs mekaar. Ons leef verby mekaar. Vir my interessant hoe maklik ons teenoor mekaar lewe. Hoe ons nie mekaar se medewerkers is, maar dat ons mekaar se opponente word. Maar die Gees bring mense terug na God. Terug na die waarheid en terug na mekaar. Dis wat ons lees in Johannes 20. Jesus blaas oor sy disippels. Kom ons gaan terug en ons sê, wat gebeur daar? Hulle is bang agter geslote deure. En dan kom Jesus en hy's in hulle midde sonder veroordeling. En wat sê hy? Hy sê vrede vir julle. Hy sê inteendeel 'n tweede keer vrede vir julle. En wat sê hy dan? Hy sê ontvang die Heilige Gees. Want ons gelees hy blaas oor hulle en hy sê ontvang die Gees. So die asem word weer oor mense geblaas. Ons as nuwe skepsels word bekragtig. Word in staat gestel om te doen waarvoor God ons geroep het. Hy maak nie net vandag 'n gemeenskap rondom 'n nagmaalstafel by mekaar en sê geniet nou die tafelgemeenskap met mekaar nie. Want in daai selfde gedeelte van Johannes 20 gaan hy aan en hy sê van julle het ontvang die Heilige Gees na stuur. Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in die hele Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. So jy moet mooi verstaan vanoggend, as jy nagmaal gebruik, ontvang jy brood en jy ontvang wyn, maar dan kan jy nie passief daarmee gaan sit nie, jy word uiteindelik gestuur. Want wat sê Jesus in Johannes 20? Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Nou mag ek dit nou vandag prakties demonstreer en sê, dis krities belangrik, want hierdie Pinksterreeks eindig nie vandag as ons die laaste lied gesing het nie. Dit eindig nie as ons die amen aan die einde van hierdie diens sing en ons by die deure uitstap. Want die Gees stuur ons terug na ons huise toe, na ons blyplekke toe, in baie gevalle na mense se werksplekke toe, na die verkeer, na 'n gewone Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, stuur ons terug na die moeilike gesprekke toe, en uiteindelik terug na mense toe. So
So voor jy bang raak om aan die tafel te sit, kom ons onthou net, ons kom sit nie hier as perfekte mense nie. Ons kom sit nie hier as volmaaktes nie. Ons kom sit hier as hoogheiliges nie. Ons kom sit nie hier omdat ons alles reg gekry het nie. Ons kom sit aan die tafel omdat Christus lewe. Omdat hy lewe gee, omdat hy asem gee, omdat hy vrede gee, dat hy rondom hierdie tafel 'n gemeenskap vorm. So vanoggend aan hierdie tafel ontvang ons Christus. Ons ontvang genade. Ons ontvang brood, wyn en ons ontvang mekaar. Kom ons sluit af en ons sê vir mekaar, die Gees maak nie net individue lewendig nie. Die Gees vorm 'n nuwe mensheid. En dis hoekom ons weer kan luister. Dis hoekom ons weer kan vergewe en ontvang en dien en lief hê en hoop. Terug by Genesis 2. Daar's asem in ons neuse ingeblaas. Ons is geskep na die beeld van God. En daarom help die Gees ons om God weer in mekaar te herken. Mag ek dit veel prakties verduidelik? Twee maniere. Gaan kyk net nou, as ons klaar is, in die spieël. Jy hoef nie kyk na die plooie en die grys en die alles. Kyk na die prentjie wat jy in die spieël sien. En dan sê jy vir daai prentjie, God het sy asem in my neusgate ingeblaas. Hierdie prentjie is beeld van God. En dan gaan sit jy op 'n stil plek en jy bely teenoor God. Hoeveel keer het jy deur negatiewe selfspraak die beeld van God in jouself afgebreek? Deur die manier hoe jy oor jouself sleg praat. Hoe jy jouself dikwels uitskel vir al wat sleg is. En dan dink jy net te slag. Hoe voel God wat jou na sy beeld gemaak het as jy so met jouself as beeld van God praat? En as ons dan glo dat die Heilige Gees ons ook help om die beeld van God in mekaar raak te sien. Hoekom praat ons met mekaar soos ons met mekaar praat? En hoekom maak ons met mekaar wat ons met mekaar doen? As die beeld van God in my is, die beeld van God is in jou. Liewe broer en suster, dan kan ons nie langer aanhou om so met mekaar te maak nie. Ek het gesê, dit breek God se hart as hy hoor hoe ons oor onsself praat.
Kan jy jouself indink hoe dit God se hart breek as twee mense in wie sy beeld is, in wie sy asem ingeblaas is, mekaar tot in die grond afbreek. Ons moet seker maak ons verstaan wat ons glo. Ons moet seker maak dat ons practice wat ons preach. Want ons sê nie goed maklik. Dis lekker geloofstaal. Dit rol van jou tong af. Dit rym selfs. Dis rympies wat ons oor jare geleer het. Ek vra net vandag. Jy kan dit by jouself antwoord. Is dit nie die rede hoekom Suid-Afrika lyk soos Suid-Afrika lyk? En hoekom die wêreld lyk soos die wêreld lyk nie? Want ons sien nie meer God in mekaar raak nie. Ek sien bloot iemand vir die voordeel wat hy of sy vir my inhou. Dan is dit verby. Die transaksie is afgehandel. Ek soek my volgende vennoot. Ek soek my volgende funksionele persoon. Mense van Pinkster is mense wat die Gees ontvang het. Is mense wat die beeld van God in ander raak sien. 'n Paar jaar terug het ek 'n reeks gehou oor The Mud and the Masterpiece. Dit het gaan oor die restaurasie van meesterskilderye, meesterstukke van skilderye wat met modder bemors was. En hoe dit baie versigtig gerestoreer word. So partykeer mag die mens na wie jy kyk nie heeltemal die beeld van God wys nie. There might be a bit of mud, but it's still a masterpiece. En dan is daai meesterstuk met 'n hoofletter N geskryf. Want is die meester wat daai meesterstuk geskep het. Ons moet leer mekaar te waardeer en mekaar te respekteer. Op grond van wie in ons is. As ons vir mekaar sê die Gees is in ons, dan sê Galasiërs 5:25, dan moet die Gees ook ons gedrag bepaal. Ons kan maklik 5:22 en 23 afrommel as die vrug van die Gees. My vraag is, hoe lyk jou lewe? Hoe van daai vrug is sigbaar? Of is dit twee mooi Bybelversies wat jy uit jou kop uitken? Kom ek gee vir julle tyd om so 'n bietjie stil te word.
Here, blaas weer oor ons. Bring vrede waar daar spanning is. Sagtheid waar daar harte en geslote harte is. Hoop waar daar hooploosheid is. Liefde en versoening waar daar afstand tussen mense gekom het. Leer ons asseblief om mekaar weer raak te sien. Om U weer raak te sien in mekaar. In alle mense. In gebroke mense. In ons gemeente, in ons gemeenskap. Ja, in ons wêreld. Maak ons draers van vrede. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan hiermee ons aanlyn kykers groet. Ek wil net herinner dat komende Sondag, die 24ste Mei, is dit Pinksterfees. En dan vier ons die Gees wat uitgestort word, wat mense stuur, wat uiteindelik die grense van tale oorskry en wat 'n nuwe gemeenskap vorm. So ons aanlyn kykers, ons sien mekaar DV Sondag en dan kan ons verder gesels. Mooi dag verder.